So, gisteraand het ons 'n raadsvergadering gehad en toe het een van die mense 'n openingswoord gedoen en toe vra daai persoon ons almal op die tafel, wie is Jesus vir jou? En toe vanoggend toe ek die Here vra wat moet die woord wees vanaand, toe beleef ek net dat ek moet die vraag ook vir julle kom vra vanaand. En dit is wie is Jesus vir jou? Nou ons almal het 'n Bybelse antwoord van wie Jesus is, maar ek wil hê jy moet 'n oomblik vat en baie dieper dink wie hy werklik vir jou in jou lewe op hierdie oomblik. Hoe belangrik is hy vir jou? Waar pas hy in jou prentjie op hierdie oomblik? Ek wil net hê jy moet so 'n oomblik vat en dink daaraan. OK. So gaan nou deur 'n paar voorbeelde gaan vir wie wat Jesus was vir mense toe hy op die aarde was. En party van hulle is negatief en party van hulle is positiewe voorbeelde. So die eerste ene is Jesus was vir die Fariseërs 'n struikelblok. Maar hoekom was hy 'n struikelblok? Jesus het in die pad gestaan van wat die Fariseërs geglo het en gedoen het. En wat beteken dit vir my en vir jou? Want nie een van ons sal sê ons is 'n Fariseër nie. Want obviously jy's nie die Fariseër nie, hulle is al buite. Maar dis baie belangrik want dit wat vir die Fariseërs moeilik was is hulle het 'n kultuur gehad, hulle het wette gehad, hulle het mensgemaakte reëls gehad en toe Jesus in die prentjie inkom, toe sit vir hulle 'n struikelblok. Dit het hulle pad vir hulle moeiliker gemaak. En wat beteken dit vir my en vir jou? As daar goeters is in jou lewe waarmee jy besig is, wat nie in lyn is met wat God wil hê nie, dan gaan Jesus vir jou 'n struikelblok wees. Die woord van God gaan vir jou 'n challenge wees. Dit gaan iets wees wat nie vir jou lekker is om te hoor nie. En inteendeel, dit gaan erger raak as mens nie deel met dit nie. 'n Voorbeeld van dit is, die Bybel waarsku ons almal, dat in die laaste dae, dan gaan mense liefhebbers van genot raak, meer as van God. Plesier, die Engelse vertaling praat van lovers of pleasure. Ons gaan meer lief raak vir lekker goeders as vir God. En die probleem met dit is, hy raak vir jou 'n struikelblok. Laterand, dan lees jy nie meer so baie Bybel nie, want elke skrif klap jou onderste bo. Mens bid minder, want is moeiliker, want die goeders waarvoor jy bid en wat jy doen stem nie ooreen nie. En so, as mense oë uitvee, dan is jy eintlik lankal nie meer vir Jesus nie, maar jy staan al aan die ander kant, teen hom. En mens kan ook dink, ja nee, dis nie ek's daarom nie so nie, maar dit gebeur wanneer mens die woord verwerp. En daar's 'n skrif wat sê, Jesus is die hoeksteen wat verwerp is. Hulle wou hom nie aanvaar het nie, want hy het nie gekom soos wat hulle gehoop het hy gaan kom nie. En in baie keer in ons lewens, dan is Jesus, dit waarvoor ons hoop en dit wat Jesus sê, is nie altyd dieselfde nie, en dan raak dit vir ons 'n challenge. Maar die goeie nuus is, as jy die struikelblok aanvaar, dan raak dit die hoeksteen wat jou hele lewe opgebou word. So die storie het 'n positiewe kant ook aan hom. En dit is belangrik, maar ons gaan nou kom by daai deel. Die volgende ding wat ek vir julle wil gee is, vir die 9 melaatses was Jesus se uitkomste. En baie keer in ons lewens ook, een van die 10 het omgedraai en God verheerlik. Die ander 9, mens hoor nooit weer van hulle nie. Hulle het net na Jesus toe gehardloop, want hulle het 'n probleem en hy kan dit vir hulle uitsort. En baie keer in ons lewens is Jesus net ons genie in die bottel, in die pot. Ons vryf hom op, maak die wens en dan kap ons aan met ons lewe. En ongelukkig is dit nie wie Jesus vir ons moet wees nie, want hy's baie meer as dit. Maar dit is waar baie mense is vandag. As dit goed gaan, as dit sleg gaan, kom ek kerk toe, dan bid ek, dan vas ek, dan wil ek hê die Here moet my help en ek sukkel, maar as dit baie goed gaan met my, as die genesing plaasgevind het of dit waarvoor ek gebid het plaasgevind, dan is dit geleidelik beweeg ek weer weg van God af, want ek het nou gekry waarvoor ek gekom het. En dis ook iets wat vandag baie algemeen is. Ons lees van dit, die 9 melaatses, hulle het ook neergeval, gesmeek, Here, help ons. En toe hulle gehelp is, toe verdwyn hulle, nooit weer van hulle gehoor nie. Maar een het besef, iets het groots met hom gebeur, en hy het God verheerlik. En dis wat in my en jou lewe ook moet gebeur. Dis verhouding, dit is
ek bly by die Here. Ek kry nie net iets van hom af en dan gaan ek in my eie rigting nie. Maar dis ook iets wat baie belangrik is. As daar nie verhouding is nie, dan beteken 'n wonderwerk ook eintlik niks vir jou op die einde van die dag nie. En dis belangrik want dit is verhouding met God wat jou red, nie wonderwerke nie. Wonderwerke kan vir jou iets gee nou wat help in die oomblik. Maar verhouding met God maak dat jy eendag in die ewigheid kan instap. En dit kom weer neer op die vraag, wie is Jesus vir jou? Is hy 'n uitkomste of is hy wat die Bybel sê hy is vir jou in jou eie lewe? Die volgende ene is Jesus was vir baie mense, en hierdie is bietjie kontroversieel, dis indirek uit die Bybel uitgehaal, 'n koning wat Romeine gaan verslaan. In Johannes 6 vers 15 kan julle dit gaan lees. Hulle wou Jesus koning maak, toe hulle gesien het wat doen hy. En baie van die motivering agter dit was nie noodwendig omdat hulle hom gekies het as koning, want hulle het gesien, dis God as vlees nie. Dis nie omdat hy die verlosser van die wêreld was nie, hulle wou hom koning maak, want hulle het gedink, as hy koning raak, gaan hy die Romeine uitsort en Israel gaan hulle land terugkry. So weer eens, dit het gegaan oor, daar was druk in hulle lewens, en hy kon dit weggevat het. So weer eens was die hart agter dit nie suiwer nie. As dit God se wil was, het hy net daar gesê, is reg, bring die kroon. En hy sal in Jerusalem ingestap het, hy kon een gebed gebid het, en die engele kon als opgeneek het, en daar sit hy, op die troon. Israels verlos, beste plek op die wêreld om te wees. Maar dit is nie wat gebeur het nie. Hoekom nie? Dit was nie God se wil nie. Want Jesus wou nie net koning van Israel geword het nie, maar hy is die koning van die heelal. En dis die posisie wat hy gaan invat het, toe hy uit die doodheid opgestaan het, terug hemel toe. Hy het aan die regterhand van God gaan sit, en oor die heelal is hy aangestel. En dis kom het belangrik is vir my en jou, want baie keer soek ons God, ons bid, ons wil Jesus voluit dien, maar daar's 'n agenda. En dis my agenda. So, ek weet nie wat die Here se plan nie, maar ek het nou druk en ek kort 'n uitkoms. En dan wil mens Jesus somme forceer in 'n posisie in jou lewe, wat nie eintlik nodig is nie, mens moet oorgee. Maar dis ook net iets om te in gedagte te hou. Ons is nie bereid om te verander nie, maar ons wil hê God moet die mense om ons verander. En in hulle geval was dit dieselfde, hulle wou gehad dat Jesus dit wat om hulle aangaan, moet verander. Maar hulle gee nie om oor hulle self nie, hulle is reg, daar's niks fout met hulle nie. Jesus moet die res verander. En dis iets wat ongelukkig vandag ook 'n groot ding is in die kerk. Die volgende ene is eintlik die Heilige Gees, maar dis ook God. Simon die towenaar, vir hom, Jesus was vir hom 'n manier om mag te kry en status. As julle Handelinge 8 gaan lees, van vers 9 tot 24, Simon was 'n towenaar, 'n magician in Engels. Soos, ek weet nie van julle het al daai fliek gekyk van daai ouens wat die kaarte se gooi nie, ek kan nou nie naam onthou nie. Now see me. Simon was so 'n tipe ou. Ja, meer soos gooi stokke op die vloer en raak dit slange. Ja, soos Egipte se towenaars. Maar hy het gesien wat Filippus hulle gedoen het, toe hulle in Samaria aangekom het. En toe wil hy geld aanbied om ook dit te kry wat hulle het, want hy wil ook daai krag hê. Maar weer eens, die motivering was status en mag, want hy wil aanvaar geword het. En baie keer in ons lewe bid ons ook vir goeders, en die motief in ons harte is nie noodwendig om God se wil te gaan doen nie, maar ons wil iets uit dit uitkry. Ek weet baie mense, 1 Korintiërs 12 bid vir die gawes van die Gees, en baie mense praat in tale, en dit is op die einde van die dag is dit 'n ding van image. Jy lyk heilig, en mense sê, hoorie nee, dis nice, en jy kry aandag. Maar dis nie noodwendig God se hart nie. Ons het altyd 'n grappie wat ons maak, ek en Shanay het al baie gepraat, en ek en Dewald ook, dat baie mense kry nie eers nou gebid vir 10 minute lank nie, of vir iemand op die straat gebid nie, maar hulle wil al die gawes hê. Verstaan? En dis dieselfde hierso, die hartsmotief was totaal uit lyn uit met dit wat God se plan was. En inteendeel, as mens die verhaal verder gaan lees, toe Petrus daar aangekom het, toe bestraf hy hierdie ou vir wat hy gesoek het, want dit was nie in God se wil, in God se plan nie. En vir my en jou is dit dieselfde. Mens raak baie keer jaloers op ander mense se geestelike
posisie. Ek praat nou nie van in die kerk nie, maar hulle verhouding met God. Mens raak jaloers op dit, mens begeer dit partykeer, maar dis nie altyd goed nie, want die Here, die rede hoekom dit so is want mense het verkeerde hartsmotiewe. Dit gaan oor status en image. Dit gaan oor mag. Daai ou kan bid en goed gebeur, maar as ek bid, gebeur niks. En dan raak mens afgunstig of jaloers op ander mense. En dis iets waarvoor mens versigtig moet wees, veral in vandag se tyd. Baie keer, ek het 'n nota hierso, wat soms wil ons in die spotlight wees, en ons soek die aandag. En die probleem is, net soos met sy geval, dis iets wat Jesus kan bied, maar dis nie waarvoor hy gekom het nie. En in sy geval was dit dieselfde. Hy het Jesus gesoek vir een rede, dit sal hom in die spotlight gesit het. En ek weet in ons Afrikaanse kultuur is dit nie 'n groot ding nie, maar in die swart mense se kultuur, veral bo in Afrika op, die van julle wat al op 'n sendingreis was sal weet, maar dis heavy erg, die status ding. Die mense wil pastore raak en predikante vir een rede, daar's geld en almal like jou. En dis kom hulle is almal Simons. En nie die disipel nie, hierdie ou. Die magician. En dis iets waarvoor ons ook moet uitkyk, want jy kan dalk bid vir iets. Ek gaan sommer 'n stupid voorbeeld gebruik. Jy bid dalk vir 'n bakkie, maar jou hartsmotief is, as jy die bakkie ry, dan gaan jy cool lyk, mense gaan jou meer like, en so eintlik vra jy vir iets, want die hart agter dit is status. Dis nie noodwendig, Here, ek wil mense Vrydag aand by die jeug in die boot laai nie, dis kom ek 'n bakkie soek nie. Die hartsmotief is, gaan cool lyk, as ek my arm maar uitsteek. Dis net 'n voorbeeld, maar dis belangrik, want die goed maak saak. Want mens bid vir goed partykeer, dan gebeur dit nie, dan verstaan jy nie, Here, wat's fout? Bid ek teen die ceiling vas nie, maar waar's jou hart? Wie's Jesus vir jou? Dis wat jy jouself moet afvra. Wat se rol speel Jesus in my lewe op hierdie oomblik? Hy's veronderstel om ons herder te wees. Hy's veronderstel om die lig op ons pad te wees. Hy's veronderstel om alles in jou lewe te wees, en deur hom is jy veronderstel om jou lewe te bou, op hom, op die rots. Hy moet nie net 'n deel van jou lewe wees nie. Hy moet nie net wees nog iets op jou weeklikse agenda wat jy moet aftik. Ek moet Sondag kerk toe gaan, ek moet op 'n Woensdag hier uitkom, ek moet Bybel lees vandag. Hy moet so 'n deel van jou lewe wees, dat waar kan jy gaan, met wie kan jy te doen het, as jy ry, as jy stort, as jy eet, as jy slaap selfs, moet hy deel wees van jou lewe. En ek weet, dis nou die Christen ding om te sê, en dis die Bybelse antwoord, maar dit moet 'n realiteit vir my en vir jou raak. Die Here moenie net op 'n Woensdag aand deel wees van jou lewe en op 'n Sondag vir 'n uur en 'n half nie. Hy moet regdeur, in jou vriendekringe, in jou huwelik, in jou verhoudings, by die huis, tussen familie, daar waar jy gaan, moet Jesus deel wees van dit. Anders is daar 'n probleem. So dis baie belangrik. Ekskuus, dis nou heeltemal van topiek af, maar ek wil dit net genoem het vir julle. Die volgende ene is Jesus was vir die skare by Galilea 'n geleentheid om verniet kos te kry. As julle Johannes 6 vers, lag julle vir dit, of lag julle vir iets anders? Maar ek sal verniet KFC vat, ek sê maar net, as jy van julle daar gaan stop, bel my. Maar Johannes 6 vers 68, Jesus het daai wonderwerk gedoen, hy het die visse en die broodjies vermeerder. Ons het nie lank terug oor dit gepraat, hierso ook een aandie. Toe het hulle die volgende dag weer na hom toe gegaan. Want hulle soek brood. En nie vir die brood van lewe nie. En hy het hulle so geantwoord ook. Toe sê hy vir hulle, julle soek my omdat julle van die brood geëet het. Maar eintlik wil hy vir hulle die brood van die ewige lewe gegee het. En baie keer in ons lewens ook, ons soek goeders, maar is fisiese behoeftes. Ons bid vir goeders, wat ons dink, gaan ons vervul nou. Terwyl Jesus eintlik vir jou die geestelike brood wil gee. En ek wil 'n paar voorbeelde vir julle noem, want dis die realiteit vir baie van ons. Ons bid vir huwelike, ons bid vir verhoudings, ons bid vir werk, beter werk, ons bid vir geld, ons bid vir geluk, om vrede te hê, ons bid vir drome wat ons het, om waar te word, ons bid vir al die goeders. En dis nie verkeerd nie, ons moet. Die Bybel sê, ken God in al jou planne. Dit is deel van sy wil vir ons. Maar soek hom vir die geestelike brood wat hy vir jou wil gee. Moet hom nie soek vir die fisiese goeders nie. Wat sê Matteus 6:33? Ja, ons almal ken hom. Wat sê hy? Ja, soek eers sy koninkryk en sy geregtigheid, hy sal vir jou gee wat jy kort. So die Here weet klaar wat soek jy. Hy weet klaar wat jou hart se drome, nog voordat jy bid vir dit.
Maar weer eens, ons moenie Jesus agtervolg vir die fisiese dinge nie, vir 'n huwelik nie, vir geld, vir 'n beter werk, vir verhoudings, vir beter vriende, vir upgrades in die lewe nie. Ons moenie hom soek vir dit nie. Ons moenie verniet die kos wil gaan eet omdat hy dit kan gee nie. Ons moet hom soek omdat die brood van ewige lewe hy is. En dis waarvoor ons hom moet soek. En dis baie belangrik vir daai mense en julle kan dit self gaan lees. Mens lees altyd van die vermeerdering van die visse en die brood en dan dink jy, wow, dit moes 'n belewenis gewees het. Maar in die volgende dag, toe vertel hy vir hulle moet eet van hom en hulle moet drink van hom. Toe loop almal weg. Toe bly nie die disippels oor. Julle kan dit gaan lees. Toe loop almal van hulle weg, toe hy dit gesê het. Toe hy daai verklaring gemaak het. Jy kyk my skeef aan, Martin. Nee, ek dink wel ek moet dit self oplees. Ek's nou 'n bietjie skepties. Ja. Ek dink ek het dit lanklaas gelees. Maar gaan lees dit. Dis daarso, gaan lees dit. Toe bly die 12 disippels oor, toe vra hy vir hulle, gaan julle nie ook loop nie? Toe sê Petrus vir hom, maar waartoe moet ons gaan, Here? By U is die woorde van ewigheid. Maak dit sin? Ja, dit Lei dit 'n klokkie? nee. Okay. Maar as kan na die tyd die skrif uitkry. Dis goed, mens moet wonder oor dit. Mens moenie net iets aanvaar nie. Ja, maar toe sê Petrus dit, toe sê hy Jesus, waartoe moet ons gaan? By U is die woorde van die ewige lewe. So wat anders is daar? As ons nie by hom regkom nie, gaan jy nêrens anders regkom nie. Want die ander goeders is tydelik, maar by hom is dit die ewige lewe. En dit is belangrik, ons moenie net Jesus soek vir verniet brood nie, vir fisiese goeders nie. Dis nodig. Openbaring 3, ons het vanoggend oor dit gepraat by ons opening ook, praat Jesus oor die lou kerk in die eindtyd, die laaste kerk van die 7 gemeentes. Dan sê hy, nadat hy gesê het, hulle is nie koud nie, hulle is nie warm nie, hulle is lou, maar dan sê hy op die einde, dan sê hy, ons moet gaan koop by hom, goud wat gelouter is, en ons moet 'n nuwe kleed vat by hom, om aan te trek, 'n wit kleed, en ons moet salf koop vir ons oë, om te kan sien. En die Here gee vir ons eintlik dit wat ons nodig het om op hierdie aarde te leef. En daai skrif is nie net fisiese dinge nie, maar is geestelike goed wat hy heeltyd ons toe na toe terugtrek. Ons almal wat hierso sit, jy is gebore en gemaak om in verhouding met God te staan. God het nie Adam en Eva gemaak om die wêreld te heers nie. Hy het hulle gemaak om in verhouding met hom te staan. En in die hele tuin Eden heer storie was 'n bysaak. Maar die hoofding was om verhouding met God te hê. En ek en jy, ons moet op hierdie aarde wees en ons moet lewe. En dis alles deel van God se plan. Maar jy moet verhouding met hom hê. Op die einde van die dag gaan alles tot niet gaan, behalwe jou verhouding met God. Dis die enigste ding wat iets gaan beteken na jou dood. Na jou fisiese dood, althans. So dis belangrik, verhouding. Volgende ene, almal ken hierdie ou. Jesus was vir Judas 'n manier om geld te maak. Nou daar's baie verskillende teologiese stories oor Judas. Party mense sê hy genuine Jesus gevolg, sy hart was net nie suiwer nie, maar wat ook al jou siening is, op die einde van die dag het hy geld gekies bo Jesus. Hy het die beursie ook gedra, so hy het Jesus gevolg. Ek glo hy het hom gevolg primêr vir die geld. Hy het gehou van wat Jesus gedoen het, maar sy hart was altyd by die geld. En ja, hierdie ene praat eintlik vir homself. Mens kan Jesus soek met jou hele hart, maar as jou hart nie suiwer is nie, gaan jy altyd die tweede opsie kies. As die pop op die fan slaat, gaan jy nie na Jesus toe draai nie, ongelukkig. Dis hoekom dit belangrik is om jou hart suiwer te hou. Jakobus 4 vers 8 sê, hoe kan ons nader aan God kom? Deur om ons hande te reinig, te suiwer en ons harte te reinig. Ek hoop nie ek het dit nou omgeruil nie, maar dis een van daai twee. Wil jy iets sê? Ja. Kan ek iets vra? Maar die vers wat sê the love of money is the root of all evil. Ja, hy was Is dit na dit gemaak? ja, dis Timoteus, ja. Is dit Die beginsel is dieselfde. maar is dit verwys dit eintlik na Judas dat hy Dit kan wees, maar daai skrif is 1 Timoteus 6 dink ek. En die hele hoofstuk gaan eintlik oor geld, waar Paulus vir Timoteus sê dat geld is nie sonde nie, dit gaan oor die liefde van dit. Geld is 'n tool, maar die oomblik as dit jou hart beheer, dan raak dit sonde. En jy kan daai skrif deurtrek in alles in vandag. Meeste mense vandag is nie ingestel oor hoe hulle mense kan help nie, maar hoe hulle meer geld kan maak. Die hele wêreld werk so. Verstaan? Mens kan kyk van kosprodukte reg deur die
medisyne, alles. Nie alles is sleg nie, ek wil net dit by sê, maar meeste goeters, die dryf agter dit is daar's greed. Ek weet nie wat se Afrikaanse woord nie. Daar's gierigheid. En die gierigheid maak Judas se gierigheid het gemaak dat hy Jesus verraai het vir baie min geld. Julle kan dit gaan Google, is interessant. 30 stukke silwer was die gelykstaande aan die prys van 'n slaaf. Baie interessant. Maar nie vir baie geld nie. Die vrou wat die olie op Jesus uitgegooi het, sy 300, dit was 300 werd. Judas het vir 30, vir 10% van dit wat die vrou gegee het hy gevat in ruil vir Jesus se lewe. Dis ook soos die olie wat sy op Jesus se voete gesalf het, was soos 'n hele jaar se Ja, sy wages. Ja. Dis 'n hele jaar se werk, ja. So basies as jy hele jaar gewerk het, al daai Ja, net so. Dis 'n hele jaar het jy jou hele spy van 'n jaar net so geblaas. Wie was dit vir 'n maand se salaris dit? Basies, ja. As mens dit in daai skaal wil vergelyk. Maar die punt is, op die einde van die dag, omdat sy hart nie suiwer was nie, kon Satan hom gebruik het om Jesus kruis toe te vat. Dit was God se plan, maar gaan lees dit, die duiwel het in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, dit wat jy moet doen, doen dit gou. So, die duiwel het in hom ingevaar, hoekom? Daar was 'n liefde vir geld. En vir my en jou is dit presies dieselfde, ons moet ons harte bewaar. Spreuke 4 vers 23 sê, jou hart moet meer bewaar word as enige iets anderste, want daaruit is die oorsprong van lewe. As jou hart nie reg is nie, gaan jou lewe ook nie reg wees nie. Jesus het gesê, as die oë verlig is, dan is alles binne toe verlig, maar as die oë donker is, hoe donker is dit nie binnekant nie. En dit is ook 'n verwysing na as jy donker is binne, is jou hele uitkyk en jou perspektief is verkeerd. En dis hoekom ek en jy tyd in die woord moet spandeer. Ons moet toelaat dat deur die Heilige Gees moet die woord ons gedagtes verander. Laat ons die wêreld en mense en onsself en ons purpose kan sien hoe God dit eintlik bedoel het. Maar as ons nie dit doen nie, gaan hoe jy groot geraak het, jou omgewing, die vriende in jou lewe, jou ouers, wat ook al, dit gaan jou perspektief vorm van wie jy is en wat jy moet doen en hoe jy moet lewe. En daar kom die Here en gee vir ons die woord en deur sy Gees help hy jou en hy leer jou. Maar jy moet na hom toe gaan. Weereens, wie is Jesus vir jou? Waar is hy in jou lewe? Is hy 'n ou daar ver in die kerk of is hy iemand wat deel is van alles in jou lewe? Begin jy jou dag met hom, lewe jy jou dag met hom, eindig jy jou dag met hom? Dis alles vrae wat jy jouself moet afvra. Ons gaan nou in 'n vakansietyd in. Ek het in 2020 in COVID tyd op die einde van daai jaar, toe gaan ek saam met my ouers op vakansie en toe vra die Heilige Gees my, ek het baie lekker gerus, dit was 'n baie lekker vakansie. Ek dink ons was by Paternoster, daar's niks om te doen nie, jy kan net vir die see kyk en vuur maak en braai. Vrek lekker. Maar toe beleef ek die Here vra my, ek rus lekker, maar ek rus van hom af. Ek rus sonder hom. En daar het ek 'n groot skok gekry. Toe besef ek, wie is Jesus vir my, selfs in my rustyd? Waar is hy? Waar pas hy in die prentjie? Dis maklik om die Here te dien wanneer dit ons pas. Wanneer dit vir ons gemaklik is, maar ons moet by hom aanpas. Jy moet jouself so inrig op hierdie aarde, dat alles wat jy doen, moet rondom hom gaan. Dit moet nie wees, ek's 'n boer, ek's 'n prokureur, ek's 'n rekenmeester, ek werk daar, ek doen hierdie, dis wie ek is, en dan maar ek dien ook die Here nie. Dit moet wees, ek dien die Here, en dis wat ek doen. Verstaan? Ek sê dit nou net in respek met die Here moet die middel wees van jou lewe. Hy moet nie net 'n segment wees van jou lewe nie. Hy moet alles wees. Deur Jesus Christus kan ons 'n lewe leef op die aarde wat vir God aanneemlik is. Maar sonder hom is nie een van ons gaan die kat maak nie. Hy is dit wat maak dat ek en jy die kat maak as dit kom by die Here. Romeine 3 sê geen vlees is regverdig voor God nie. Nie een nie. Geen mens op die hele aarde behalwe Jesus het reg genoeg gelewe om hemel toe te gaan nie. En geen mens na ons gaan dit ooit reg kry nie. Dis hoekom hy daar is. Maar ek en jy om deur die Heilige Gees 4 gedoop te word is een ding, maar om 'n pad van heiligmaking en gehoorsaamheid te stap is heeltemal 'n ander ding. En ons moet dit najaag. Dis wat Paulus vir Timoteus gesê het in die 2 Timoteus 2 vers 22 sê hy vir hom, ons moet saam met mense wat die Here soek, God najaag,
in geregtigheid en vrede en blydskap. Hy noem 'n paar goed daarop. Dan sê hy dis hoe dit moet lyk, veral vir jong mense. Vandag is jong mense is die roekelooste. Dis die ou mense wat Jesus dien. As jy nou in die ouer huis instap, dan is die ou mense worry oor twee goed, oor die Here en oor hulle kinders. En dit wys maar net vir jou hoe ouer mens raak, hoe meer besef jy waar die lewe eintlik gaan. En ons almal het nie die geleentheid nie. Nie almal van ons gaan dalk 60 haal of 70 haal nie. Jy weet nie, jy kan vanaand hier uitry dan is dit klaar. Jy weet nie. Dis hoekom jy nou moet regkies. En is belangrik, ons harte moet suiwer wees. Daar's 'n skrif in Tessalonisense, ek is nie seker waar staan dit nie, maar as jy wil weet, WhatsApp my, sal ek dit stuur, maar wat sê, in die laaste dae, as mense nie gaan die waarheid kies nie, dan gaan God self die krag stuur vir mense om die dwaling te glo. So, jy gaan die waarheid verwerp. As jy nou in die middel is, iewerste, as jy nie gaan Jesus voluit dien nie, dan gaan jy die waarheid verwerp later, eventueel. En baie mense doen dit, nie deur aksies nie, maar of deur om op te hou kerk toe gaan nie, maar deur 'n hartstoestand wat verander. Mens lewe nie meer Jesus uit nie. Hy's maar net kerk toe gaan en af en toe bid en 'n skrif quote, dan is dit genoeg. En die Here wil baie meer in jou lewe doen as net dit. So ek wil julle almal aanraai in hierdie vakansietyd ook, moenie Jesus eenkant toe sit om jou Desember lekker te gaan maak nie. Maak dit lekker saam met hom. Daar's niks beter nie as om saam met die Here jou lewe te leef nie. En ek wil dit ook noem. Van julle ken my, van julle weet glad nie hoe was ek voordat ek hier aangekom het by die kerkie, maar ek het gedog vreugde is om so vet zol te rook en die sonsak te kyk. Totdat ek Jesus ontmoet het, toe soek ek niks anders as hom nie. Toe besef ek eintlik, hoorie maar, ek het dit altyd gehad, ek het dit nie eens geweet is daar nie. En dit was verniet, hy het gewag vir my. En ek wil dit vir jou ook sê, as jy dink, daar's iets wat jy moet doen, wat jy weet is nie reg nie, maar is so lekker, dit bring vir jou soveel plesier. Dit wat God vir jou kan gee, sal nooit by dit uitkom nie. Nooit nie. Die Bybel sê, God gee vir ons vrede, wat die wêreld nooit vir jou sal kan gee nie. Die ouens wat eilande koop, daar teen Amerika se kuste, tot hulle kry nie vrede op daai eiland met die mooiste watervalle en die waiters en mense wat palmtakke vir hulle swaai nie en drywe voer. Dit werk nie. Dis net Jesus wat jou werklik kan gelukkig maak en kan blydskap gee. Jou siel het 'n smag na hom. En as jy nie by hom gaan drink en eet en vol raak nie, gaan dit in die vlees uitkom na verkeerde goeders toe. Jy gaan mense soek en plekke en geld en dinge om jou te vervul, terwyl hy eintlik daai plek wil hê in jou hart. So dis baie belangrik. As gevolg van 'n verkeerde ding wat Judas het gedink, as hy geld gaan maak, as hy meer geld gaan kry, ek weet nie of deel, sorry, jy moet maar kyk daar is sy pap of wat nie. Maar Judas het gedink, as hy meer geld gaan kry, dan gaan hy gelukkiger wees, dan gaan sy lewe lekkerder wees. En inteendeel het die geld sy lewe gekos op die einde van die dag. As hy af is dit okay, Davies. Julle gaan maar net ons is in elk geval amper op die einde. So ek wil weer terugkom by wat sê die Bybel. Wie was Jesus volgens die woord? En wie moet hy wees vir ons? Jy wil iets gesê het. Ek het gesê was eintlik hy het gekom wat hy gedoen het. Soos die mense, ek dink ook net deur die jare het die mense net 'n ander persepsie gehad van wat. Ja, verdraaide persepsie, ja. Dis nou waar die tweede helfte van die boodskap inkom. Maar moenie worry nie, hy's korter as die eerste helfte. Ek dink soos vir my het ek nou hierso gesit en gedink, maar ek dink as ek kyk na al die disippels en almal, dit het basies hulle was soos Jesus was hulle leermeester, Ja. vriend, hulle op 'n vaderlike figuur. Ja, hy was in al hulle lewens betrokke. Ja. Maar ook soos ek kan ook nie dink soos die manier van hoe hulle die geleentheid gehad om met hom te kuier nie, want dit is soos ons baie keer soos toe ek groter geword het, ek het die hele tyd gedink dat Jesus toe hy op aarde was, soos hoe kan ek sê dat jy kon gesien het hoe heilig hy was. Ja, en eintlik was hy net 'n mens. Eintlik was hy net 'n mens en ek dink dis ook wat ons moet onthou, want Ja, hy is nie net iemand wat daar bo is en ver weg is en heilig is nie. Hy is al daai goed, maar hy's ook hier. Ja. Jakobus Hebreërs 4 sê ons kan na hom toe gaan na die troonkamer van genade
om met vrymoedigheid gehelp te word op die regte tyd, omdat die persoon wat daar sit, Jesus, is in alle opsigte net soos ons as 'n mens versoek. So, hy verstaan jou. Nie net omdat hy God is nie, omdat hy hier rondgeloop het as 'n mens. Hy moes ook badkamer toe gaan. Hy het ook pyn gevoel. Hy het ook warm gekry. Hy het ook koud gekry. Hy het ook party aande in die bos geslaap, party aande in 'n lekker bed. Hy het alles beleef wat ek en jy beleef het. En so wanneer jy met hom praat, is dit nie net hy's God en hy verstaan nie. Hy weet hoe jy voel, letterlik. Ja. Vir my is dit ook soos hy is soos daai brug wat jy in 'n verhouding kan hê met die Here, soos jy weet, dat omdat hy soos Vader se seun is, het hy ook die kans gehad om op die aarde te lewe en op 'n manier soos albei verstaan hy, soos hy is 'n brug wat ons kan help. Ja, na die Vader toe. Ja. En dan volgende is nou wat sê die Bybel? Wie was Jesus? En Petrus was die eerste persoon, die disipel, nou nie die towenaar nie, was die eerste persoon wat Jesus erken het. En ek dink Johannes, die disipel wat die boek van Johannes geskryf het, hy het ook Jesus erken, maar Petrus is die eerste een wat dit bely het, dat Jesus is God, basies. Ek kan net ook draai. Sorry julle, anders gaan julle net blanks kyk. Ek eens kyk of ek hom kan mirror. Maar kan ek vra, is dit dalk reg as jy praat net 'n bietjie Skuif. skuif, Ja. dan vang ek myself reg soos Sorry, julle kyk heeltyd in my vas en nie in dit nie. Plaas sê julle dit in die begin. Julle kom my gevra het, sou met liefde, okay. Kom ek sit hierdie aan. Dan kan julle nou mooi sien. Julle gaan nou ongelukkig swart baars hê, maar dis nou maar een van daai dinge. Okay. So ja, vir Simon Petrus, vir die disipel, die persoon waar die woord van die ewige lewe is. Dit is wie Jesus vir hom was. Toe hy gevra het vir Jesus, nou waar moet ons gaan? By U is die ewige lewe. Maar hy is ook die eerste persoon, hy het dit gevra want hy het geweet dis die Messias. Daar's nie 'n ander plek om te gaan nie. En dis wat hoekom God hom gestuur het. As jy Johannes 3 vers 16 gaan lees, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat niemand verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So ons almal, as ons nie daai brood vat en eet nie, is verlore. Dis baie belangrik om dit te verstaan. Om net in die kerk groot te raak, maak nie dat jy hemel toe gaan nie. Jy moet die brood vat en jy moet dit eet. Geestelik, jy moet dit inneem. Jy moet Jesus vat en hom invat. Jy moet die woord leef. Dis wanneer dit, wat die belofte van Johannes 3 vers 16, 'n realiteit in jou lewe raak. Dan aktiveer daai geloof. Jakobus 2 vers 26 sê, geloof sonder werke is dood. So ek kan sê, ja, ek glo in Jesus, maar as ek nie begin lewe wat hy sê ek moet doen nie, dan is my geloof dood. Dit beteken niks. Ek is nog steeds op dieselfde pad. Ek sê maar net met my lippe, ek ken Jesus. So dis belangrik. Jesus, Johannes 1 vers 14, Jesus Christus is God wat vlees kom word het en tussen ons kom bly het. Hy het tussen hulle kom bly, maar hy het iets in sy plek gestuur. En ek sê nou iets, hy het die Heilige Gees in sy plek gestuur vir ons vandag. So hy het vir die disippels gesê, dis voordelig vir hom, vir ons, as hy teruggaan hemel toe, want as hy nie teruggaan nie, dan kan hy nie die Heilige Gees stuur nie. So ek en jy het 'n hulp. Die Griekse woord vir die Heilige Gees is die parakletos, wat beteken helper, comforter, advocate, daar's baie name vir hom. En al hierdie goeters is eintlik 'n hulprol in ons lewe. Die ou Afrikaanse vertaling sê sommer reguit die helper. Hulle gebruik sommer die Heilige Gees word vertaal as die helper. God het die helper gestuur. Baie van ons is die Heilige Gees net 'n storie in die Bybel. Dis net 'n karakter. Ons lees van hom. Die van julle wat in die tradisionele kerke groot geraak het of nog steeds is, daar's niks fout nie, maar is hy net in die belydenis. En ek kom in die Katolieke kerk uit waar hulle die rook dingetjie swaai en waar jy in die hokkie gaan bely. En dan moet jy geld gee en 2 gebede bid as jy sjap. Dis verskriklik. Maar die punt wat ek net wil maak is,
met dit, is Jesus is die woord wat vlees kom raak het. En hy het in sy plek die Heilige Gees gestuur, ons hulp vir vandag. Ek en jy kan net hierdie pad stap met hulp. Ons kan dit nie alleen doen nie. Jy kan die hele disippels, die verskil tussen Petrus voor die kruisiging en Petrus na die kruisiging. Die Petrus wat voor die kruisiging het 3 keer gesê, hy ken nie Jesus nie, hy weet nie wie's die ou nie, want hy was bang, hulle gaan hom doodmaak. En net om sy liegstorie erger te maak, het hy tot gevloek, gaan lees dit in die Bybel. So ernstig was hy, om homself te cover. Maar na die kruisiging, toe die Heilige Gees in Petrus was, toe hy die dag moet doodgemaak word vir Jesus, toe sê hy vir hulle, onderste bo, ek's nie waardig om te hang soos wat hy gehang het nie. Verstaan julle die verskil? Obviously het die Here baie gedoen ook in sy lewe, glo ek, oor die tydperk, maar die verskil was die Heilige Gees. Stefanus, hy gaan vol van die Heilige Gees, gaan hy na die hoëpriesters en die Sanhedrin, die raad toe van die Jode, en hy gaan vertel vir hulle 'n baie lang speech, gee hy om vir hulle te sê, hulle het Jesus gekruisig. En daai persoon was God, en hulle is verskriklik kwaad. Want weer eens, vir die Fariseërs was Jesus 'n struikelblok. Selfs toe hy doodgemaak is, was hy nog steeds 'n struikelblok. En dit is die realiteit vandag nog. As mense 'n lewe leef, wat nie in God se plan en wil is nie, dan gaan die evangelie 'n struikelblok vir hulle wees. Dit gaan 'n weerstand bied. Toe Barabbas en Jesus daar gestaan het, heel voor, en Pontius Pilatus vra vir die volk, wie moet hy vrylaat? Die skelm of Jesus? Toe skree almal uit, laat die skelm vrygelaat word. Jesus moet gekruisig word. Maar dan gee die Bybel ook die rede, die motief agter dit. Want die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Vir my en jou, as jy die duisternis liefhet, gaan jy die lig haat. Jy gaan uit dit wil uitbly, want dit is nie lekker daar nie. Want as jy daar staan in die lig, dan skyn dit op al die donker kolle en jy like dit nie. So dis kom ek en jy moet 'n keuse maak om dit wat vuil is vir die Here te gee en die pad te stap met 'n nuwe kleed, want hy wil dit vir jou gee. Die storie van die verlore seun, hy wil vir jou 'n vetgemaakte kalf gee, hy wil vir jou 'n nuwe kleed gee, hy wil vir jou 'n ring gee, hy wil vir jou die beste gee. Dis God se hart vir jou. Maar jy moet 'n keuse maak om uit die varknes uit te kom en by die Here uit te kom. Anders te gaan dit net 'n cool storie in die Bybel bly vir jou. So dis baie belangrik. Ek weet van julle die ding al 1000 keer gehoor, maar ek wil dit weer herhaal, laaste boodskap vir 2025, so vat hom ernstig op. Dit is belangrik. Jesus wil baie meer wees in jou lewe as net 'n cool preek op 'n Sondag of 'n Bybel op die tafel, maar hy wil deel wees van alles in jou lewe. En ons lewe in die moeilikste tyd, glo ek, vir jong mense in 'n baie lang tyd, maar dis ook die beste tyd. Hoekom? Want dis in sulke tye wanneer net wonderwerke ons kan help. En ek weet nie van julle nie, maar ek wil graag dit sien wat die disippels gesien het in die Bybel. Ek bedoel, anders is dit net 'n storie in 'n boek. Ek wil dit graag nou sien. Dit sal verskriklik cool wees om 'n brood uit te deel 5000 mense. Maar imagine jy kan KFC uitdeel 5000 mense. Dis net 'n grappie. Maar dit sal so cool wees om goeders te beleef. Ek sien hy kyk lag lekker. Toe maar PJ, ons sal nie KFC gaan koop nie. Maar dis so belangrik vir my en vir jou om radikaal te raak as dit kom by jou geloof. Daar's baie goed wat jy kan laat gaan of rustig kan wees, maar as dit kom by jou geloof, moet jy radikaal wees. Dit moet iets wees wat mense kan alles sê van jou, maar hulle moet net nie jou geloof beïnvloed nie. Want dit is verskriklik belangrik. Op die einde van die dag, as jy voor die Here gaan staan, gaan jy nie 'n man of 'n vrou hê langs jou nie. Jy gaan nie geld hê langs jou nie, jy gaan nie werk, jy gaan nie vriende nie. Nie jou pastoor of die kerk gaan daar wees, dit gaan jy wees. En dan kan Jesus vir jou maklik sê, kom in, ek het vir gewag, ek ken jou al lank, jy het baie met my tyd spandeer. Of hy gaan sê, wie jy, kan jy, en dis nie waar jy wil wees as jy die dag by hom uitkom nie. So, ons het nou die geleentheid, almal van ons, het asem in ons longe, ons het lewe binne in ons, dis 'n geleentheid, elke dag. Maar daar is 'n skrif wat sê, terwyl dit nog dag is, terwyl ons nog sy stem hoor, moet ons nie ons harte verhard teenoor die waarheid nie. Vat dit en lewe dit. Jesus gee die brood vir ons. Hy het homself gebreek en uitgedeel vir ons om vandag te kan eet van dit. Ons moenie van ander goed gaan eet en drink en dan verstaan ons nie hoekom gaan ons geestelik dood nie. Dis verskriklik belangrik. Ek wil weer afsluit en nou is ek klaar, maar met die vraag. Okay, hy is nou nie meer. Hy is terug. Dankie Davies.
Maar, oor jy, hy's op jou iPad, sorry, ek het nou 'n oomblik gehad vergeet. Maar, Jesus is die lewe. Jou lewe, as jy gedink het jy leef, as jy hom ontmoet, gaan jy dan weet wat's lewe. Die wêreld kan nie vir jou bied wat God vir jou gaan bied nie. En wat hy vir jou kan bied nie. En op die einde van die dag gaan lees die boek van Prediker, as jy dink die wêreld gaan jou gelukkig maak, dit doen nie. Alles is verniet. Op die einde van die dag beteken alles niks. Maar verhouding met God beteken alles. En Lukas 17 vers 21 sê die koninkryk van God is nie geboue in plekke nie, maar dit is binne in jou. En die koninkryk van God is gestig deur Jesus en hy gaan tot in ewigheid gebou word. So as jy deel is van dit, good news, jy gaan dit maak. Maar dit is belangrik om in die ark se deur in te stap terwyl hy nog oop is. Jesus nooi ons almal uit om verhouding met hom te bou. En dit beteken nie net ek bid 'n gebed, ek gee my hart vir die Here en nou is ek sharp nie. Dit beteken ek bou verhouding. Jy vat nie iemand een keer op 'n koffiedייט en trou met hulle en dan praat jy nooit weer die res van jou lewe met hulle nie. Dan is dit mos nie 'n verhouding nie. Verhouding is jy spandeer tyd met hulle, gereeld. En dit wat vir jou belangrik is, dis waartoe jou tyd gaan. As dit hy is, gaan jou tyd by hom wees. As dit nie hy is nie, gaan jou tyd by ander goeters wees. So weer eens, wie is Jesus vir jou? Waar is hy in jou lewe? Ek wil my net afsluit. Dis iets om oor te gaan mediteer. Bepeins, daar's die woord. Dis iets om oor na te gaan dink. Maar waar is Jesus in jou lewe? Wie is hy vir jou? Hy moenie net 'n cool storie wees wat jy op 'n Sondag hoor nie. Hy moet ook nie net 'n familiêre persoon wees in jou lewe nie. Ek het eendag 'n oom gehoor vertel, ons almal ken die president, maar ons ken hom nie persoonlik nie. Ons weet wie hy, maar jy weet nie waarvan hou hy nie. Jy weet nie hoe slaap hy in die aand op sy bed nie. Jy weet nie staan hy met sy linker of sy regtervoet op nie. Jy ken hom nie so goed nie. Selfs met Jesus. Baie mense ken hom, maar hulle weet van hom, maar hulle het nie verhouding met hom nie. Ek en jy moet seker wees ons ken hom alle kante toe. En ons moet seker wees hy ken ons ook. Hy ken ons, die Bybel sê hy ken ons vir die grondlegging van die aarde af. Maar hy soek nog steeds dat jou mond moet oopgaan dat jy met hom moet praat. Anders sal hy nie gesê het Matteus 7 ons moet bid nie. As hy klaar geweet het wat jy kort, hoekom moet jy dan bid? Maar hy wil soek verhouding, dis kom hy dit wil hê. Hy wil hoor jy sê vir hom, Here, ek kort jou. Al weet hy dit, hy wil dit hoor. Want verhouding is belangrik. So ja, gaan my net afsluit. As dit vir jou voel, jou hart is nie op die regte plek nie. Ek was op 'n stadium in my lewe vrek ver van God af terwyl ek gedog het ek's reg. Ek het 'n Bybel gehad, ek het in die kerk gitaar gespeel, gedink ek doen bietjie beter as al die res. Ek was ver van God af, reguit op pad hel toe. Terwyl ek geglo het ek sharp. As jy voel jy's daar, my nommer is op die Young Adults groep. Jy kan my WhatsApp ook as jy nie vanaand vrymoedigheid het om hier te praat nie, maar moet dit nie los nie, moet dit nie laat gaan nie. Daar is tyd om jou lewe reg te maak. En as jy besig is met goed wat jy weet is nie reg nie, pluk dit uit. Jesus het gesê, as jou oog laat struikel, pluk hom uit. As jou arm laat struikel, kap hom af. Dis beter om daai deel van jou lewe te verloor. Dis beter om te suffer, maar jy bly op die regte pad, as wat jy dit laat gaan en jy gaan hel toe. En dis nie my woorde nie, dis die Bybel. Die woord is nie daar om ons te straf nie, dis daar om jou vry te maak. So, vat dit wat die Here gee. Nou is ek regtig klaar. Dian, sal jy vir ons afsluit. Maar jy moet hier kom staan en afsluit. Anders te gaan skalk dit nie hoor nie. Ja. Jy mag. Ja, kom. Ek sit daar agter en dan dink ek, wie is Jesus vir jou? Dis nie maklik om daai antwoord dadelik te maak nie. Dis iets wat mense partykeer om te dink, partykeer voel jy conviction of dit maak nie saak wat nie. En ek dink aan die woord evangelie. Onthou Jesus is mos die evangelie. Dis gaan verkondig die evangelie, die goeie nuus. Dis wie Jesus is. En ons moet realisties vanaand wees om te weet die goeie nuus, wat is die goeie nuus in jou lewe? Ja, dis Jesus. Maar die Jesus wat die goeie nuus is, beteken daar's 'n uitkomste vir jou. Dit beteken daar's 'n plan vir jou, daar's 'n redding vir jou. Saam met wie Jesus vir jou is, wat hy vir jou beteken. En die goeie nuus is, wat ook al daai probleem is, Jesus is sterker. Wat ook al die situasie is, Jesus het vir dit gekruisig. So al, hoe heb jy nou gesê, gaan pyn so oor die woord, en dit is vrek belangrik. Maar onthou net, julle ken daai gesegde, soek jy die goeie nuus of soek jy die slegte nuus, wat sien soek jy eerste? Dit is nie so as dit by Jesus kom nie. Dis net die goeie nuus, dis wat die evangelie beteken.
So onthou net as jy daai vraag vir jouself revisies in my lewe, onthou net dit begin by goeie nuus. En dan is hy wat ook al hy vir jou openbaar, maar hy is die goeie nuus. Hy is die goeie ding in jou lewe. Ek wou maar net gedoen. Dankie. Dankie. Dis reg. So nog iemand wat iets wil deel voordat Dian gaan afsluit vir ons. Going once, going twice. Okay. Gooi hom. Dankie.